Hallo julle, my naam is Edwin van der Walt en welkom terug by die tweede episode van die ATKV Digitoneel 2021 finaal. Verlede week het julle gesien hoe twee van ons finaliste hulle monoloog baas raak en ek is seker daarvan julle sal saam my stem as ek sê die talent hierdie jaar is next level. Vandag volg ons nog 3 finaliste op pad na hulle groot oomblik en hulle finale monoloogopname. Laasweek het die finaliste bewys dat talent nie 'n ouderdomsbeperking het nie. Hierdie week word ons volgende 3 finaliste op die proef gestel. My naam is Zara van der Westhuizen. Ek is 18 jaar oud en die naam van my monoloog is Kop. Dis 'n kop, Magnus. Jy kan dit nie net verby die minister van veiligheid dra nie. Ek wil baie graag in film ingaan. Ek begin nou op verhoog van dit is eintlik die enigste geleentheid nou vir my op skool. So toe Digitoneel kom, was ek baie opgewonde want dit is die eerste keer wat ek voor 'n kamera kan speel en waar ek intiem met kenners van die gemeenskap kan werk. Dit bevestig wat ek wil doen is die regte pad en die regte journey. I am Familius Diamas, I'm 19 years old and my monologue's name is Dis mos wat pa's doen. Ek wil nie eers moet weet hoe erg ek uitgefreak is nie. Sy mag nie weet nie. I don't think it's difficult for me to have my monologues, my performances in Afrikaans. It's definitely me opening myself up to a different style of acting, being more versatile, because I grew up wanting just to be a actor, a TV actor. Ek wag dat hy my begin speech of guilt. Maar hy bly net stil. I felt like it was a good opportunity for me to, because I was missing the stage, I was missing the ATKV, so I felt like I needed really to do this one last time and we're here now. Ek is Ansel Bodenstein en ek is 16 jaar oud. My monoloog se naam is Eerste Goodbye. So, imagine nou net. Soos dink jouself net daarin. As ek nou eerlik is, het ek regtig nie gedink ek gaan in die top 10 wees nie. Toe ek ingeskryf het ek gedink, okay, ons gaan maar net hierdie doen om maar net iets hierdie jaar te doen, net iets wat ek kan sit wat ek gedoen het. En toe dit nou top 10 is, dis ek okay, dus ek in graad 1 toen saam gimnastiek begin het. Ek dink die uitdagendste ding is om genoeg selfvertroue te hê en in jouself te glo en te glo dat jy dit kan doen, want as jy nie in jouself gaan glo nie, gaan niemand in jou glo nie. Dis tyd vir die mentorskap sessie waar ek vir elke finalis tegniese en toneelspelwenke gee. Zara van der Westhuizen. Yes. Sê vir my, hoe voel jy? Dit is 'n hele proses waardeur jy is. Jy's in die top 10, jy's hier vandag, ons gaan 'n bietjie werk. Hoe voel jy? Ek het dit nie verwag nie. En dit is alles 'n hele nuwe ervaring. Dit is die eerste keer wat ek eintlik myself verfilm. Ek's gewoond aan toneel in die skool en op die verhoog, so ja, opgewonde, maar daar's nog steeds onderliggende nerves. Zara, kom ons val weg. Ek het 'n paar tegniese notas wat ek vir jou gaan gee. Dit is letterlik klein tweaks om jou monoloog na 'n next level te probeer vat. Die eerste nota wat ek hier het is om die wyn met die ander hand te drink. Net omdat ons is voor jou gesig daar. It's a very small tweak. My proses is nog nie heeltemal uitgefigure nie. Ek is nog baie jonk, so ek dink ek probeer hier en daar uitfigure wat ek gaan op die ou einde doen. Ek gaan, Zara, vir jou so 'n paar van die voice notes speel wat die beoordelaars vir jou gestuur het. So, kom ons luister dit se julle. Hallo Zara, dit is Andre wat hier saam met jou praat. My groot vraag is eintlik tekstueel. Ek dink jy moet bietjie teruggaan na jou teks toe, sin vir sin te gaan kyk of hierdie met die mees dramaties effektiewe manier is om die storie te vertel. Byvoorbeeld, hierdie is die belangrikste aand van sy lewe of ons lewe of so ietsie. Die woord hierdie voel bietjie lomp. Ek stem definitief saam met wat hy gesê het. Ek dink dit gaan 'n outomatiese gebeurtenis wees wanneer die teks beter vloei. Op daai noot, kom ons gaan speel.
Zara van der Westhuizen het my ook weggeblaas. Sy het ook die teks self geskryf. Ek weet nie hoe sy daarmee opgekom het nie, maar dit is perfek vir iets soos digitoneel en sy het net hierdie tema van kop gevat en mee gehardloop. En jou lippe is eintlik nie pink nie, dis blou want jy is dood. Ek wil graag digitoneel wen, omdat kyk, dit is 'n baie moeilike industrie wat mens intree, veral in Suid-Afrika. Finansiëel is dit nie die stabielste nie, dit is cutthroat. So om dit te wen, gaan net vir my daai bevestiging gee om my craft te kan bevorder en vorentoe te vat. Yes. Love it. Sy het die mentorbeoordelaar se notas toegepas en tegniese veranderinge gemaak. Kom ons kyk na haar finale monoloogopname. Okay, julle. Kom ons kyk vir Zara van der Westhuizen. Zimbamba, mama's kinky. Zimbamba, mama's kinky. Wie se idee was hierdie? Wie van julle twee het besluit om vir my dit te bring? Die belangrikste aand van my man se politiese toekoms, die who's who van die sakewêreld sit om my etenstafel, gedek met die beste silwer linne servette. Ek het Franse wyn laat invoer. Dis 'n kop, Magnus. Jy kan dit nie net verby die minister van veiligheid dra nie. Uit. Geld, drank, macht, alles gehad. Ek onthou die een keer het ek en 'n paar vriendinne ons was Italië toe. Ek het een of ander keiser so gevang. 3 weke van absolute plesier. Dis waar ek my man ontmoet het. Liefde het dadelik na sy kop toe gegaan, ons het getrou and the rest is history. In die begin het hy vir hom 'n sportmotor gekoop, sy hare gekleer en gesny, nuwe suits en horlosies gekry. Ek het gedink dis jou standaard midlife crisis. En ons age gap het definitief ook daarvoor gekwalifiseer. Britney Spears' sweet soul. Dis toe ek jou parfuum aan hom ruik, toe ek besef daar's 'n derde party in ons huwelik. Ek sou dit eers gelos het, iemand wat hom besig hou terwyl ek nog steeds die voordele van 'n getroude vrou kry. 'n wen-wen situasie as jy my vra. Maar toe kry ek 'n kers vir my verjaarsdag. En nie 'n kans gestaan nie. Maar wat gaan ek met jou doen? Die twee het nou weer hulle koppe bymekaar gesit en vir my joune gebring. Ek kan jou nie net los nie, want jy stink al klaar. Die yskas, vrieskas. Porseleinvel met nie 'n enkele merk of plooi daarop nie. Lippe. Vol en pink oë. Vertel stories van avontuur en hoop. Fyn. Neusie met die regte hoeveelheid sproete. Sterk wangbene. Wat simmetrie aan jou gesig gee. En tog is daar sagtheid. Sonstraal blonde hare omring jou gesig. As dit nie vir die bloed was nie, was jy perfek. En die kneesplekke op jou nek en die krapmerke op jou wange en die bang uitdrukking in jou oë is klein bietjie irriterend en jou vel se snaakse kleur en jou lippe is eintlik nie pink nie, dis blou want jy is dood. Sien, Kry 'n happie en hou die tissues naby. Ons is nou weer terug net na die advertensiebreek. Hulle kan dink wat hulle wil, ek weet hoe ek voel. Daar's 'n paar keer goed wat ek gaan uitwys. Kom ons val weg, kom ons kyk 'n bietjie. Sal die volgende finalis, Tim De Mas, die kompetisie nog moeiliker maak. Tim, welkom. Thank you. I'm looking forward to deep dive into today's session. Hoe vergelyk jy persoonlik met waartoe hierdie karakter gaan? En kan jy miskien vir ons net 'n bietjie agtergrond gee oor waaroor jou monoloog gaan? Yeah. Well, dis mos wat Pa's doen. It basically just represents how if you want to take the initiative into creating this child, this living being, you have to step up to the plate and take responsibility for it. I had to open up a lot
because it wasn't just my story and my character story. I had to open up about speaking about my mother's story and what she had to go through as well. Ek het gevoel hy doen vir my die eer deur te wys hier's 'n bietjie van myself wat ek gewoonlik meeste van die tyd wegsteek. Daar's 'n paar key goed wat ek gaan uitwys. Kom ons val weg. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek het 'n nota oor is baie tegnies oor jou hemp net met die branded logo. So net om dit uit te haal. I felt comfortable listening to it with him. He goes about it in a very nice, calm way. So I like that conversation we had. It was nice. Kom ons luister na 'n paar van die stemnotas. Ek kan sien daar's passie hier, ek kan sien daar's tyd in die stuk ingesit, ek kan sien jy het baie voorberei. Die enigste stukkie advies wat ek het vir jou is, pas op om nie te veel in die pauses te sit nie. We have to work for and earn our pauses. In jou geval is daar 'n bietjie te veel pauses. Wat dink jy? I feel like that makes complete sense. I understand that. Yeah. I'm someone that I will always take feedback. I'm not gonna think I'm above anything. Whatever they say, I'm gonna tap into it, listen to it, and put it into what I'm gonna do. Kom ons gaan 'n bietjie vloer toe en dan gaan werk ons aan daai laaste stukkie voor die finale opname. I'm ready, let's go. As ek aan Tim dink ek aan die woord stilspel. Ek dink hy doen sy stilspel ongelooflik goed. 'n Oomblik van niks sê nie. Dis vreesaanjaend om net stil te wees in 'n oomblik van vertolking. Tim het 'n gawe om met stilspel 'n wêreld te kan inkleur en hy het beelde in my opgebring wat ek nie verwag het nie. Gaan tel hom gou vinnig op met 'n paar lyne. For me growing up, there wasn't opportunities at all. I would watch everybody on TV and I would just watch them all day and think, wow, they get to do that for a living. And for me to win, it means showing my family, my brother, the people where I come from, that nothing is impossible for you. Hy het die mentorbeoordelaar se notas toegepas en tegniese veranderinge gemaak. Kom ons kyk sy finale monoloogopname. Okay julle, kom ons kyk vir Tim Demas. Ek sê wou saamkom, maar ek wil eerder eers alleen vir hulle vertel. Ek het nie 'n klou hoe hulle gaan reageer nie en ek wil nie eers moet weet hoe erg ek uitgefreek is nie. Sy mag nie weet nie. Sy wou nie eintlik nie. Ek het gesê sy sal, as sy my lief het. Nou wag ek met my pa te sê ek het my lief. Ons lewe. Ek wag dat sy my 'n drukkie gee. Of selfs die hare van my voorkop afvee. Soos toe ek klein was. Maar sy doen nie. Ek weet, hulle het geskel. Daarin het ek gewoond. Ek kan dit vat. Hartseer. Ek bedoel, wat 'n hel moet ek met haar hartseer maak? Vir haar vas en sê, ek is jammer ek het julle drome vir my opgemors. Sy moet mos vir my troos. Vir my help en sê, wat 'n hel ek moet nou maak? Damn it, man. Wie heeft die ouer en wie heeft die kind? Ek weet wat hulle dink. Wat hulle wil sê. Daarom moes ons gedink het. Maar, dis nie asof ons die protection gebruik het nie. En ook so, dis ek nie ideal nie. En, natuurlijk is ek bang. Ons is lief vir mekaar. Hulle kan dink wat hulle wil, ek weet hoe ek voel. En, haar ouers was baie cool. Hulle sal ons help. Sy staan in die deur. Haar gesig is wit. Sy hou haar maag vas. En as bloed aan haar rok. Ek wil haar vashou. Ek wil haar troos. Maar my knie is lam. Ek is nie 'n pa nie.
Ek's nog 'n kind. Sodra 'n akteur 'n teks kry, moet hulle begin woorde leer en spelkeuses maak. Ek gesels bietjie met Lia Vivier oor die kuns van toneelspel net na die breek. Die spel voor die kamera is soos 5% van die werk. 95% van die werk gebeur by die huis. Toneelspel vir die kamera is glad nie so eenvoudig soos sommige akteurs dit laat lyk nie. Ek gesels vandag met Lia Vivier oor die kuns van toneelspel. Lia, die finalis kry die teks. Wat nou? Waartoe gaan hulle van hier af as dit kom by spel? En hoe maak hulle seker dit bly op 'n topstandaard? Die belangrikste van alles is, die spel voor die kamera is soos 5% van die werk. 95% van die werk gebeur by die huis, waar jy jou huiswerk doen. En ek dink die belangrikste van alles is om 'n ontsettende goeie begrip te hê, nie net van jou teks nie, maar van al die gegevens, van jou karakter, so wie, wat, waar, wanneer en hoekom. Hoekom is ek besig met die gesprek te voer? Wat wil ek uit hierdie soos gesprek kry? Die finalis het die basics gedoen. Ons het die woorde gememoriseer en alles is gelê. Is daar 3 ander hooffokusse wat jy kan aandink? Die 3 hoofgoeders wat ek sou sê. Opwarm, moet opwarm, jy moet lekker warm voel, jy moet los voel in jou lyf, jy moet jou kakebeen opwarm, jou tong opwarm, jou mond opwarm, alles moet lekker los wees. Tweedens asemhaling, ons vergeet om asem te haal, so ons sit lekker kiets regop en ons vergeet van die asemhaling. En dan om net teenwoordig te wees in die oomblik. Ons grootste uitdaging lê daarin om net in die oomblik te wees en regtig te luister. Om te luister. So Shakespeare se Hamlet sou sê, to be or not to be. Dit is die groot vraag aan ons volgende finalis. Kom ons gaan kyk. Anshua Boerenstein. Ja. Ek is sien uit 'n bietjie saam met jou te gesels vandag. So, kom ons begin by die begin. Okay. Sê eers my, hoe voel jy? Baie opgewonde. Is 'n bietjie crazy, maar dis lekker, ek is baie bly om hier te wees. My monoloog gaan oor 'n meisie wat met haar vriend praat. En soos wat ons deurgaan met die monoloog, kom 'n mens agter dat hy nie meer daar is nie, dat hy in 'n frats ongeluk was. Dis net 'n paar klein tegniese voorstelle wat ek vir jou wil maak om daai finale opname na 'n next level te vat. Gaan jy vir my leer staan soos iemand wat bedel of gaan jy inkom? Ons kan omtrent as jy kyk daarso waar jy begin gaan. Jy lei ons in die storie in. Jy begin vertel, jy begin relax, jy begin met Henny praat. Iewers daar kan ons net inpunch. Ek het baie van Aaron se advies gehou van wat hy sê ons moet bietjie nader gaan. Ek wil gou vinnig inspring, nê, en gou luister na 'n paar van die stemnotas. Okay. Anshua Boerenstein. Ek het nogal baie van hierdie stukkie gehou. Wanneer sy vir Henny sien, moet sy voel ek, jy weet, 'n kind of 'n twinkle in haar oë hê. Ek dink daai girl het ietsie specials. Toe ek haar eerste video gesien en haar tweede video gesien, toe sien ek, okay, this girl I can work with. Soos as ek nie ophou praat nie, dan gaan sy my na iemand toe stuur. Jy kan daar so 'n groter transition maak om te gaan. Ek sal sê ek het dalk 'n bietjie meer selfvertroue. Sorry ma sê ek praat heeltemal te veel. Want om al hierdie te hoor van hoe jy dit kan verbeter, ek raak opgewonde daaroor. Miskien kan ek met hierdie notas naby kom. Anshua is op cue en reg vir die groot oomblik. Okay julle, kom ons kyk vir Anshua Boerenstein. Kom aan. Henny. Loser, wat maak jy so? Nee, ek het nie, ek kon gewoon WhatsApp hê, jy weet. Check me, dis fine. Gaan jy nou vir my deur staan soos iemand wat bedel of gaan jy inkom? Nee. Relax, ek gaan nie in jou hand vat nie. Dis nie wel. Ek joke nie. Nee, dit sal weird is. So jy kan nou so terug se val. Ek's jammer. Ek so jammer.
Die laaste tyd praat ek heeltemal te veel. My ma sê ek as ek nie ophou praat nie, gaan sy my na iemand toe stuur, jy weet. Hulle sê jy's nie meer hier nie. Dit net my kop is. Hulle praat so, man. Ek bedoel, ek was daar en jy was daar. Ek het gesien hoe jy die balk misgryp. Jy is so op die vasgoed op die grond lê. Hoe jou nek skeef draai en jou palle met gehop soos 'n tennisbal. Maar die volgende dag was jy weer terug. Ja, die volgende dag was jy weer terug. Nee? Ek bedoel, jy kan nog onthou, ek en jy het gesit onder die boom en ons het gepraat oor wat ons eendag wil word en ek bedoel, ons gaan saam bal toe gaan en ons gaan saam gaan swat op Stellenbosch. Dit was nog net altyd ek en jy. Ek wil alleen. Ek wil nie ophou met jou praat nie. Want ek is bang, ek is bang jy klim uit my kop uit en ek sien jou nooit weer nie. Ek is lief vir jou, Annie. Hoor jy? Ek is so lief vir jou. In hierdie episode het julle gelag, gehuil en gesnak na julle asems en die einde is nog nie eers in sig nie. Ek moes hy gemos vertel dit maar Yeti. Volgende week volg ons volgende 3 finaliste deur hulle voorbereidingsproses en monoloogopname. Ek moes net uit vir ligskep of iets. Ek is altyd positief en ek probeer altyd die mooi tipe personals raak te sien, jy weet. Vat kanse. Volgende week gesels ek met Pietie Beyers oor die proses van vervulling. Ek het daai gesien en dit gee my sindervleis. Hierdie oomblik is daar, sit net. Moet dit nie misloop nie. Ons sien julle volgende week.